Ons gaan baie keer, het ons storms in ons lewens, jy weet, kom ons lees van 'n storm of twee in die Bybel. In Matteus 8 lees ons, en toe hy in die skei klim, Jesus, het sy disippels hom gevolg, en daar het 'n groot storm op die see gekom, sodat die skei toe was onder die golwe, maar hy was aan die slaap. En as jy dink in hierdie boot, dis 'n storm, dis water wat spat oral, hierdie ouens slaan paniek op hierdie, hy's tog nie so klein nie, dis as jy dink, daar's 13 mense op daai boot, dis nie so klein nie, hulle is redelik groot, want dis 'n visserskei, hy moet al daai vis wat hulle vang, moet hy kan wal toe vat weer, so, hy kan redelik, dis nie 'n klein roeibootjie in terme van, hy's maklik van hier af na die einde van daai gang toe, so dis maklik die lengte, so dis nie heeltemal klein nie, so hy's redelik, en die storms wat jy ook kry op die see van Galilea, dis die tipe van 'n trechter effek wat jy kry, van die Middellandse See af, tussen die berge deur, so dit is 'n geweldige kragtige winde, wat daai golwe opwek op die Middellandse See, so dis ontsettende golwe, dit lyk soos letterlik soos die see, en soos die see van storms daar in die Kaap, as hy groot golwe so kom, so dit is nogal, as daai storm kom, is nogal baie onaangenaam op daai plek, so dit is geweldige sterk stormwinde wat jy kry daar, en in hierdie stormwind, is hierdie disippels, hier's groot moeilikheid, en Jesus lê in slaap, en soveel keer in ons lewe, voel dit, jy gaan deur hierdie storm, en daar's moeilikheid in jou lewe, en alles val uit mekaar uit, en dinge wil nie uitwerk nie, en waar's God nou in hierdie saak, en die Here het my alleen gelos, en baie keer gaan ons deur sulke dinge, en jy vra, waar's die Here in hierdie saak? Hy's nie hier nie, wat gaan aan? Ons worstel, en ons het 'n stryd, en ons stoei, en dit gaan moeilik, en dinge wil nie uitwerk nie, waar's U Here? Here, waar's U? Het julle al sulke uitroepe gehad? Ek het al 'n paar van daai gehad, wat ek gevra het, Here, waar's U? Here, kyk na die moeilikheid, kyk hoe breek die golwe hier oor my, kyk die golwe van vervolging, kyk die golwe van moeilikheid, die golwe van finansiële ellende, Here, kyk hierdie golwe wat breek, waar is U help? Ek het al deur 'n paar keer sulke goede gegaan, en dan vra, wat gaan aan, Here, waar is U in hierdie saak? En ek gaan nou daarby kom, en vir jou wys, waar is God in hierdie saak? Waar is God in hierdie storm in ons lewe? As jy kyk, wat gebeur toe hulle Jesus wakker maak, en hulle gaan na hom toe, en hulle is benoud, staan Jesus op asof daar niks gebeur het nie, en hy maak die storm stil, asof daar niks was nie. Kan jy dink hoe oorbluf is hierdie ouens op die boot? En baie keer gebeur het in ons lewens ook so, skielik voeps, alles net opgelos, nou waaroor was ek nou so paniekerig gewees? Ek het ons so beleef, en ek glo julle ook. Want ons raak paniekerig in hierdie krisisse in ons lewens, as krisis op krisis, en dan kom die Here net skielik, en is woep, alles is net oor. En dan wonder jy, waaroor het ek so benoud gewees? En kyk wat gebeur volgende. Hy sê in vers 26, en hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Toe staan hy op, en bestraf die winde, en die see, en daar het 'n groot stilte gekom. En die manne het hulle verwonder, en gesê, wat vir 'n mens is hy, dat selfs die winde en die see hom gehoorsaam is? Want hy is ons God. Maar kyk wat gebeur in hierdie storm. Hierdie ouens, Jesus het die opdrag gegee, kom, klim, waar gaan ons gaan. En hier bars die storm uit, en Jesus lê in slaap. En baie keer voel ons, maar Here, U het my gestuur om dit te gaan doen. Here, dis U woord, U het gesê ek moet dit doen. En dan bars hierdie storm uit. En dan voel jy, waar is die Here nou? Hy los my alleen, hy stuur my om dit te doen, nou los hy my alleen in hierdie ding. En baie keer voel ons so. Maar ek wil vir jou wys, waartoe gaan dit? Kyk in vers 29, toe kom hulle in Gadara aan die oorkant van die see. En toe hulle daar aankom, kom daar 'n demoonbesete man. Waarom was daai storm so erg op die see? Waarom was daar 'n storm?
Want hulle was op pad. Waarom? Die duiwel het geweet. Hy wil nie hierdie ou vry hê nie. Maar Jesus is op pad om 'n man te gaan vrymaak van 'n legioen demone. En toe hy daar aankom en hierdie ou manifesteer en Jesus kom en hy bestraf hierdie demone. En daar's 'n ou vry. En hulle daar omgedraai, die mense wou hom nie daar hê verder nie. En hulle het omgedraai en hulle is terug. Vir een man het Jesus deur die storm gegaan. Hy het geweet wat hy gaan doen daar. Vir die disippels was dit verborge, hulle het nie geweet wat daar gaan gebeur nie. Maar vir een man is hulle deur die nag, deur hierdie storm, deur hierdie moeilike omstandighede, vir een man se siel. Hulle het dit hulle prys gekos. Dis, weet jy, ek sê altyd die evangelie is verniet, maar dit is nie goedkoop nie. Dis so duur, dis onbekostigbaar. Tog is dit verniet, tog is dit nie goedkoop nie. En een man word vrygemaak, een man word gered van die verdrukking van Satan. Was dit die moeite werd vir ons om deur die storm te gaan? Yes, daar storms waardeur ek is ook. Wat op die einde van die storm was dit tot redding van iemand gewees, wat was dit vir iemand? Was dit gewees? Ek moes deur daai storm gaan sodat iemand gered kon word, sodat iemand deur God aangeraak kon word. En dan kyk ons in Matteus 14. Is daar weer 'n storm. En hier doen Jesus dit weer. Jy weet, daar's 'n Pinksterkoortjie en lede in Christus baie lief om te sing. Jesus doen dit weer. Ek weet nie of julle hom ken nie. Ou Pinksterliedjie wat en dis so awesome. Doen dit weer. Ja, Jesus, doen dit weer. En baie keer ons wil nie sê Jesus, ja, stuur weer hy storm nie. Maar tog uit die storm uit. Daar's iets groot in die storm. Matteus 14:22 sê hy, en Jesus het dadelik sy disippels gedwing. Hy het wat gedoen? Gedwing. Nie, kom ouens, kom klim nou op nie. Hy het gedwing en gesê, kom, move, kry jou ster daar op haar boot, kom, laat julle gaan. Hy het hulle gedwing. Nie onderhandel nie nice gewees nie, hy het hulle gedwing om in die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur. En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy daar alleen. So op die berg waarop hy geklim het, kyk hy uit oor hulle. Hy sien daar is die boot, daar gaan hulle. Want daai berg kyk uit oor die see van Galilea. Hy gaan nou bid. So hy kan sien wat daar aangaan. En die skei was al in die middel van die see, getuister deur die golwe. So met ander woorde, hierdie tyd is laatmiddag, so skemer laatmiddag. So daar waar Jesus is, kan hy sien hoe die golwe hulle tuister en hoe die winde hulle amper stikken waai, wil ek sê, op die see. Want die wind was teen hulle. Nou, ons weet hoe voel het om teen die wind in met jou fiets te ry. Ons het almal jong daar fiets gery. Boeta, dis nie so lekker maklik nie. En hierdie ouens is met hierdie skei, en as ek net sê, dis nie groot nie, maar is ook nie klein skeitjies nie. En hierdie 12 manne moet hierdie skei geroei kry teen daai magtige storm in. So dit gaan moeilik, hulle is twee bietjie. Maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. Hulle het 'n bietjie lank gewag op daai see, hulle het bietjie lank gevat, voor Jesus na hulle toe gekom het. En toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê dit is 'n spook, en hulle het geskree van vrees. En Jesus het met hulle gepraat en ons weet wat het gebeur daarna, en Petrus loop op die water en hy sink, en Jesus bestraf hom alweer, jou klein gelowige. Hierdie Petrus was kort in die moeilikheid, hy was baie voorbarig, maar hy was kort in die moeilikheid, jou klein gelowige, en bestraf Jesus hom weer.
Nou, daar's eintlik baie mooi in, ek dink baie humor ook baie keer daarin te sien, hoe hierdie Petrus optree en dan bestraf Jesus omdat hy dink hy doen reg en dan doen hy nie heeltemal reg nie. Maar in hierdie storm, toe kom Jesus en hy kom weer na hulle toe. En weer eens, ek vir jou sê, ons loop in storms en ons het storms in ons lewens. En as ons kyk na Efesiërs 6, ons het laasweek so 'n bietjie gepraat oor Efesiërs 6, daar's stryd. En ons het die wapenrusting van die Here, want daar is stryd. Daarom het die Here ons wapenrusting gegee. Hy het ons toegerus. Hy het nie die apostels of die disippels gevat en vir hulle gesê, ouens, loop hier oor die see en gaan soontoe nie. Hy het vir hulle boot gegee, hy het hulle gesê, gaan, vat die boot, gebruik die boot. Want hy het geweet, hulle geloof is nie sterk genoeg, hulle kan nie op die water loop nie. En daar's 'n awesome profetiese ding van die loop op die water. Daar's iets awesome profeties, wat miskien praat ons eendag daaroor. Hy sê in Efesiërs 6:11, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle kan staande bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Nadat jy alles volbring het, staande kan bly. En weet julle, ons gaan deur hierdie stryd en ons vra baie keer, Here, waar is U? Here, U het my gestuur hiernatoe. En ons het baie kere aanloop voordat ons op baie storm kom. Dit gaan baie keer goed voordat ons op baie storm beland. En ons sit op die einde van die dag met 'n stryd om ons geloof. Met 'n stryd om hulle wat ons saam met ons hemel toe wil vat. Daar's baie keer, dit voel, ek het baie keer gesê, wanneer ek gaan en ek gaan bid en ek begin met die Here, of ek begin met die werk van die Here, het dit al partykeer vir my gevoel, ek het bye op die plaas, ek het so 'n paar byekorwe. Nou as ek met daai bye werk, dan zoom dit so, partykeer voel dit vir my in die gees, wanneer ek met die Here se goed besig is, asof dit soos 'n gezoom rondom my is, soos wat dit in die geesteswêreld aan die gang is, dit voel letterlik, asof daar 'n storm rondom my van 'n gezoem van booshede is wat my wil aanval in. Ek weet nie of ek my reg oordra of julle dalk verstaan wat ek sê nie, maar ek het soms al daai ervaring gehad. En dis rof, dis hard op 'n mens. Maar ek wil vir jou vat na die wonderlike deel toe. Dit wat awesome is. Dit het my diep getref. Ons lees in die profeet Nahum. Nahum skryf, hy begin oor die godspraak oor Ninive, die oordeel wat oor Ninive uitgespreek word. 'n jaloerse God en 'n wreker is die Here, 'n wreker is die Here, en vol grimmigheid. 'n wreker is die Here vir sy teestanders. Die Hebreërs skryf, verskriklik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Hy behou die toorn teen sy vyande. Met ander woorde, hy word nie weer nice met sy vyande nie. Ons raak baie keer nice weer met ons vyande. Maar God sê, hy behou sy toorn, sy woede teenoor sy vyande. Daarom sê hy in die Nuwe Testament, verskriklik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Die Here is lankmoedig, maar groot van krag. En nooit laat die Here ongestraf bly nie. Ouens, Jesus het ons straf gevat. Want God laat nooit ongestraf bly nie. Jesus het ons straf gevat, want ons was sondaars. Vandag nog maak ons foute. Ek is nog nie op julle ouderdom nie, maar weet julle wat? Ek is seker as ek daar kom, gaan ek nog steeds foute maak. Ek gaan nog steeds sondig, ek gaan nog steeds verkeerd bedink en dalk met 'n ou raas met wie ek nie moes geraas het nie. Maar hoor hierdie, hoor hoe wonderlik, sy weg is in die warrelwind, en in storm, en wolke is die stof van sy voete. Kan jy dink,
kry hierdie prentjie, die grootheid van God. Wolke is die stof van sy voete. Dis nou winter buite en as jy so met die voet trap en hy stoffies kom so op. Wolke is die stof van God se voete. Hoe groot is God? En hulle sê sy weg is in die warrelwind, sy weg is in die storm. En as dit net een teksvers was wat dit gesê het, dan het ons nog onsekerheid gehad. Maar dan gaan ons na Psalm 50 toe. En ons kyk in Psalm 50, skryf hy in kom ons vat van vers 2 af. Uit Sion, die volkomenheid van skoonheid, verskyn God in ligglans. Ons God kom en kan nie swyg nie, daar's nie stilte nie, God kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig. Hoor mooi wat sê hy, vuur verteer voor sy aangesig. Hy verteer vuur. Hy is so groot, hy verteer vuur. En rondom hom storm dit geweldig. En in Job 38 praat God uit die storm uit met Job. Na Job deur hierdie verskriklike tyd gegaan het. Kom God en hy praat met hulle uit die storm uit. Of met Job uit die storm uit. En het julle al gesien hierdie foto's van tornado's en orkane en hierdie goede? Verskriklike goed. En hierdie geweldige tornado's en wat karre laat vlieg en goede laat vlieg. Maar in die oog van in die middel van daardie tornado of orkaan, is dit windstil, doodstil. Die son skyn, dis volmaakte weer. Maar rondom is dit 'n skrikwekkende storm wat verteer en vernietig. En as ons in die skadu van die allerhoogste skuil, soos Psalm 91 vir ons sê, is dit waar ons is. Veilig in die middel. En ons vyande kan nie deur daai storm kom om by ons te kom nie. Dis die veilige plek. Dis in die oog van daai storm, in die middel van daai storm. As jy daar bly, is jy veilig. En hy sê, God se weg is in die storm. In die midde van daai storm, weet julle waar praat God met ons baie keer? In die storm. Wanneer ons begin uitroep, want julle weet dinge, hy praat nie verniet soos wat hy praat met die kerk van Laodicense nie, want dit raak gemaklik. En ons as mense is baie geneig om, dis gemaklik, wat 'n verligting, die drama is verby en ons relax. En weet julle, ons doen dit in ons geestelike lewe ook. Ons doen daai ding in ons geestelike wandel. En baie keer soek ons soek halfhartig na God. Maar die dag as daai storm uitbars in ons lewens, en ons begin desperaat na God soek. Here, help, Here, waar is U? Here, ons soek na U. En dan praat God in daai storm met ons. Baie keer daai storm is omdat God met ons wil praat. En dan kom daai storm en ons vra, wat gaan aan in ons wil vreeslike op en af springe en te kere gaan. Maar God wil met ons bemoeienis maak, hy wil met ons praat. Hy wil ons aandag hê. En hy praat uit die storm uit met ons. En weet julle, as daar storm is, kom ons let daarop. Hy skryf vir ons, waar skryf hy, wees in alles dankbaar, wees dankbaar as jy vervolg word en dinge, en as jy in beproewing is, ons het gister die versie gehad en nou kan ek hom nie onthou nie en ek kan hom nie eers behoorlik reg quoteer nie. Maar hy sê, wees in alles dankbaar en prys die Here, of verbly jou daarin as allerhande beproewinge oor jou pad kom, so iets. En ons voel nie altyd so, en ons is nie altyd lus om daarom te sê, prys die Here as dit so sleg gaan nie, ne? Maar tog weet ons, God wil met ons bemoeienis maak. Hy skryf in die brief van Laodicense
in Openbaringe 3, as ek jou lief het, gaan ek jou tugtig. Ouens, dit voel nie soos liefde as jy 'n pak slaag kry nie, né? Maar tog sê God vir ons, as ek jou lief het, gaan ek jou tugtig. Hy praat uit die storm uit met ons. In daardie storm wil God met ons praat. En ek dink ons moet ons oog rig daarop. As daar vandag 'n storm in jou lewe is en daar's dalk 'n turbulensie of daar's dalk 'n storm in een van ons se lewens op pad, ek weet nie. En ons het daai partykeer baie gevoel, die Here verlaat my, kyk hoe gaan dit met my, kyk hoe val alles uit mekaar uit. Maar tog, dis waar God met ons praat, hy praat met ons in daai storm. As ons net sal nader storm en sê, Here, kyk wat gaan aan, Here help, kyk, dinge val uit mekaar uit. Here, U is nog steeds my God, maak nie saak wat nie, U is Here, U is die een na wie ek toe hardloop, want U is die enigste een wat hierdie storm kan oplos. As ons net daai hartsgesindheid het, dan dink ek gaan God groot dinge met ons praat, en ons gaan werklik kan begin hoor wat hy sê. Ons moet daai gesindheid so bietjie verander in die storm. En ek praat vandag veral met myself ook, want man, ek kan ontevrede raak as daar 'n storm in my lewe kom. Ek weet nie van julle nie. Maar as ons daai hartsgesindheid reg het, in hierdie storm, en ons gryp die Here aan, dis wat ons nodig het. God wil met ons praat. Ons moet God in die storm sien. En dis vir my eye-opener toe ek nou die dag hierna kyk en ek besef, God is in die storm. God is baie keer die storm. En soms is daar storms in ons lewens omdat ons droog gemaak het. Soms is die storm ons eie skuld. Baie keer, ja. Maar daar's ander kere wat God die storm in ons lewe is, want hy wil met ons praat. En daar's baie keer wat ons die storm kry. En hoe identifiseer ons? Ek stap in die bediening, die Here sê vir my, doen dit, en ek loop in 'n storm in. Dis God. Moenie worry nie. Ek kan staan in hierdie storm. Maar as ek stout gewees het, as ek 'n Jona getrek het, ek trek 'n Jona triek. En die Here praat met my en ek luister nie. En daai storm kom, dan weet ek, hierdie is 'n ongehoorsaamheidsstorm. God praat selfs in hierdie storm nog met my. Maar hierdie storm was my eie stoutigheid. So kry ons elkeen daai ene. En ons moet identifiseer. En steeds is dit God wat met ons praat. Want hy het ons lief, hy tugtig ons soms, en soms plaas hy ons in 'n moeilike situasie, sodat ons kan ore oopgaan, sodat ons werklik kan hoor wat die Here vir ons sê. Dis wat ek vandag vir julle mee kan los. En mag hierdie woord vrug dra in ons lewens, mag ons sensitief wees vir hierdie woord. Kom ons sluit af, kom ons bid. Vader, in Jesus Christus naam kom ek na U, ek dank U vir U woord. Die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die